Goeiedag, welkom by ons oordenking vir Goeie Vrydag. In hierdie laaste week het ons simbolies tree vir tree saam met Jesus gegee. Nou is ons by die kruis gebeure. Die benaming Goeie Vrydag is partykeer vir ons problematies. Want dit wat daar gebeur, is alles behalwe goed. Maar dit wat dit vir ons beteken, om kinders van God genoem te word, dit maak dat ons getuig, dit was inderdaad 'n goeie Vrydag. Ek wil ons oordenking begin met die woorde van Koos van der Merwe in sy gedig Dors. Ek het dors, het hy wat eens die water kon verwyn, met pyn teen hout geroep. Ek het dors, smeek hy, wat elke stroom vol water maak, toe doodsasyn aan sy lippe raak. Ek het dors, roep ek vandag, en drink die wyn wat hy van bloed moes maak. Amen. Ons tema vir vandag is die laaste woorde wat Jesus aan die kruis sê. Jesus kies om oor te gee. En ons gaan dit lees in Lukas 23 vanaf vers 44. Lees dit gerus saam. Dit was al omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy sy laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur het verslae huis toe gegaan. Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat hom van Galilea afgevolg het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Ons lees tot sover. Lukas begin hierdie afdelingkie na die kruisiging waar Jesus sterf met 2 dramatiese tekens. Die eerste is die van duisternis, 'n fisiese duisternis wat vir 3 ure duur. Dit skep simbolies die indruk dat die ganse natuur in rou gedompel is deur die dade van mense wat hulle Messias verwerp en dat hy sterf. Maar terselfdertyd is dit ook 'n teken dat God in beheer is van die natuur en dat God nog steeds die natuur ook kan gebruik om sy grootheid te wys. Deur Jesus se dood word die lig vir die mense skynbaar uitgedoof. Die tweede is die skeur van die tempelgordyn. God se verlossingsplan word nie vernietig deur die dood van Jesus nie. Die skeur van die gordyn wys dat God wel nog in beheer is. Die skeur wys iets van Jesus se werk aan die kruis. Die skeiding tussen God en mens is op hierdie manier beëindig, want die tempelgordyn het skeiding gemaak. Slegs die hoëpriester kon in die allerhoogste gedeelte wat agter die gordyn was ingaan, om daar met God te praat namens die volk. Wanneer hierdie gordyn skeur, dan beteken dit dat daar geen skeiding meer is tussen God en mens nie. Lukas plaas die skeur voor die dood van Jesus, gevolg dan deur Jesus se laaste woorde. Dit stem ooreen met die kern van die Lukas evangelie. Jesus voer die wil van sy Vader uit, sy bediening en sy gehoorsaamheid kom dan tot 'n einde. Na hierdie 2 gebeurtenisse hoor ons die laaste woorde van Jesus. Daar word 7 kruiswoorde onderskei tussen die 4 evangelies. Hierdie een in Lukas 23 is die heel laaste woorde wat Jesus geuiter het voordat hy sterf.
Daar word die mooi stuk vertel dat hierdie woorde 'n aanhaling is uit Psalm 31 vers 6. Die volledige vers in ons vertaling sê: In U hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God, U het my vrygemaak. Die Vader vooraan, Jesus se woorde, dui op 'n intieme verhouding. Dominee Jansen skryf so 'n mooi gedeeltjie oor hierdie laaste woorde wat hy sê, hierdie laaste woorde van Jesus is tot sy Vader gerig. In sy laaste oomblikke is hy nog altyd, soos ook in die begin, in die dinge van sy Vader. En dit was ook sy eerste woorde aan sy Vader, want hierdie woorde is die kindergebed wat hy aan moeders knie geleer het. Maria het dit soos al die ander Joodse moeders by Dawid in Psalm 31 geleer. 'n Gebed vir kinders en kinderlikes van hart, die wat moet gaan slaap. Maar op Golgotha het dit ook die gebed vir kinders van God geword, wat eendag gaan moet sterf. U sien, Psalm 31 is as 'n aandgebed ingerig in die Joodse tradisie. Dis vir kinders geleer voor slaaptyd. En daarom dat Dominee Jansen dan skryf, dat Jesus hierdie woorde van kleintyd af leer. Maar daar lê soveel meer in hierdie woorde aan die kruis. Hierdie woorde bevestig die intieme verhouding weer 'n keer wat tussen Jesus en sy Vader is. Maar in die woorde van in die hande, onthou ek en jy vandag ook, dat hierdie hande waarin hy sy lewe gee, is die paar hande waaruit niemand ooit geruk kan word nie. Jesus bevestig met hierdie woorde, dat niemand sy lewe van hom afneem nie. Hy kies om sy lewe af te gee vir elkeen van ons. Hierdie gebed van hom is net moontlik, omdat daar 'n vertrouensverhouding was tussen hom en sy Vader. Na hierdie laaste woorde en hy sy laaste asem uitblaas, dan is dit 'n politieke persoon wat 'n godsdienstige waarheid verkondig. Dis 'n politieke persoon, 'n offisier wat bely, hierdie man was werklik onskuldig. So word die politiek en die godsdiens weer bymekaar gebring, soos wat dit teen mekaar afgespeel is om Jesus teen daardie kruis te kon kry in die eerste plek. Lukas gebruik eintlik skerp woorde om die laaste stukkie uit te druk. Die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk. Dit was wat dit vir soveel mense was, maar hulle was nie gereed vir dit wat sou gebeur nie. Hulle was nie gereed vir die getuienis, vir Jesus wat kies om sy lewe af te lê, en vir 'n offisier, moontlik 'n heiden, wat God prys en die waarheid verkondig nie. Ons word gesê dat hulle verslae huis toe is. Met ander woorde, in totale rou is hierdie mense huis toe. Stikkend, seer, leeg, want niks het op die ou ende uitgewerk, soos wat hulle dalk gedink het nie. Maar Jesus se vriende en die vrouens het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Vir hulle is dit 'n totaal ander leegheid wat hulle voel as ander mense wat rondom die kruis gestaan het. Dis maklik vir ons om ook by die kruis te staan op hierdie Goeie Vrydag jare later en nog steeds daardie seer en daardie rou te beleef, omdat ek dalk een van die mense is wat gehoor het van Jesus, wat hom van 'n afstand af gesien het, maar hom nie persoonlik geken het nie. Jesus sterf vir my en jou. Hy kies om sy lewe af te lê vir my en vir jou, sodat ons met hom ook 'n vertrouensverhouding mag hê. Die skeiding is gebreek. Dit is nie meer daar nie. Ek en jy kan na die Here toe gaan met alles wat ons is en alles wat ons het en al ons tekortkominge. En ons kan deel word van hierdie intieme verhouding.
Jesus se laaste sin aan die kruis verwoord die bron en die basis van sy lewe, dat hy homself volledig aan die Vader oorgee in lewe en in dood. Dit is die geheim van die lewe en die dood. Wanneer jy jou diepste wese in God se hande plaas, is jy veilig en kan jy floreer. Jy verloor oënskynlik jouself, maar jy ontvang die ware lewe in 'n diep, intieme, opregte en gehoorsame verhouding met die Here. Mag jy die Here se vrede en se seën op hierdie goeie Vrydag beleef. Amen.